Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe, omdat ons maar net vir U wil kom sê ook, dat ons as mens is so geneig om dit wat ons doen, om in verhouding met U te lewe, kan ons so maklik na ons termes toe verander, of hoe ons gemaklik voel om dit te doen, en hoe ons dink dit is die beste, versus wat U vir ons in gedagte het. En niemand van ons is perfek wat hier so is nie, Here, ons dink nie dat ons perfek is nie, maar ons kom tog na U toe vandag, en ons wil vra dat U vir ons vanoggend uit die woord uit, en uit die bediening van die woord uit met ons ook sal praat. Ons het al reeds met U kontak gemaak deur die sang, ons het met U kontak gemaak deur die woorde van die liede, en dis tog hoekom ons saam sing, is om het onsself uit te kry, uit die gewoel uit die feit dat daar by die huis nie krag is nie, en ons moet deur robottery wat af is, en daar's dalk vanoggend dinge wat nie so normaal was nie, maar tog kan ons hierso by mekaar wees, en ons kan nou net rustig raak hierso saam met mekaar. En ek wil bid, Vader, dat U ook 'n kalmte en 'n rustigheid oor ons sal bring vanoggend, en dat U ook, ek het vanmôre vroeg gebid, Here, dat U vanoggend sal die mense sal stuur hiernatoe wat hier moet wees, en ek wil ook vra dat U my sal gebruik vanoggend op 'n manier dat U woord in krag en in waarheid sal uitgaan op hierdie Palm Sondag. Ons bid dat U verheerlik en verhoog sal word in Jesus se naam. Amen. Nou ja, julle, ons is amptelik van vanoggend af in die Heilige Week, soos dit bekend staan. So die Heilige Week is die week van Jesus se kruisiging en sy opstanding en so aan, en as 'n hele voorafgaande proses wat jy nou al vir 40 dae amper kan volg, as jy doen wat baie mense doen, die lent of die verontmoedigingstyd om jouself gereed te maak, en ja, daar's baie dinge wat gebeur, né? En die Bybel is nogal duidelik, as jy dit wil volg. Ek dink, nou so daar is dit eintlik so maklik, daar's soveel Bible apps, en soveel dinge wat 'n ou kan volg, en jy kan vir al hierdie slim mense vra, hulle sê mos hulle sê, ek weet nie wie is hulle nie, maar jy kan vir hulle vra, om vir jou byvoorbeeld 'n program te gee van wat het elke dag gebeur, en so aan op pad na die kruis toe, presies, want die Bybel is baie duidelik, hy sê vir ons duidelik, dit het gebeur, en dan staan daar, veral in Johannes Evangelie staan daar, en die volgende dag het Jesus weer van Betanië afgegaan, en toe het hy die vyeboom gekry, en die volgende dag, dit, so dit is 'n hele proses wat hy ook kan volg. So vandag is ons by een van die hoogtepunte, wat opbou na die hoogtepunt toe met die kruis. En dit is Palm Sondag. Dit is die dag toe die volk hom erken het as die Messias. En dit is een van die min kere in die evangelies waar Jesus toegelaat het dat hulle hom optel, dat hulle hom eer. Jesus was nog altyd, as jy gaan lees in die evangelies, is Jesus altyd die ou wat gesê het, moenie vir die priesters gaan sê, ek het jou gesond gemaak nie, moet vir niemand sê, ek het dit gedoen nie. Hy was nooit dat hy op die voorgrond wil wees nie, of hy het baie keer wonderwerke gedoen, en gesê, moet nou nie vir mense gaan vertel, ek het dit gedoen nie, los dit net. Dit gaan nie oor my nie. Ja, daai attitude van Jesus was, dit gaan nie oor my nie, en dan ook partykeer wat mense hom wou aanbid, wat hy gesê het, nee, aanbid die Vader. So hy was die een wat altyd verwys het na aanbid die Vader. En op Palm Sondag laat hy toe, dat die volk basies sê, Hosanna aan die seun van Dawid. Dat hy homself laat erken as die Messias. As die een wat gekom het, die een wat beloof is al van Genesis af, dat hy sal jou Satan se kop vermorsel. Genesis 3:15 is die eerste belofte, en dit staan ook bekend as die moederbelofte. So, met Palm Sondag in gedagte en Jesus se commitment, ek wil net gou-gou hê, ons moet net gou-gou besef, want voor ek met jou kan praat oor 'n elke dag Christen, en dit wat jy op die beeld sien nou, op die skerm, op die skerm sal jy sien, Elsie, ek sê dit terwille van jou ook, daar is 'n man wat loop met 'n kruis op sy skouer, en hy dra die kruis, en voor hom in die pad, loop Jesus. En dit is na aanleiding van waar Jesus ook gesê het, as iemand agter my wil aankom, moet hy sy kruis opneem en my volg. Nou voor ek daarby kom,
om met jou daaroor te praat, wil ek die link maak dat jy verstaan hoekom ek op Palm Sondag by die tema uit. Nou, soos julle weet, is hierdie vir ons, daar is nie 'n belangriker week in die Christelike kalender as hierdie week nie. Daar is nie 'n belangriker gebeurtenis as die kruis nie. Die kruis is sentraal vir alles waaraan ek en jy glo as kind van God. Nou maak nie saak wat jy doen nie, alles is voor die kruis. So, kruis, na die kruis, dat. En alles in die Ou Testament wys na die kruis toe en alles in die Nuwe Testament is as gevolg van die kruis. So jy kan nie wegkom van die kruis af nie. Daar is nie 'n groter geleentheid as juis dit wat ons nou mee besig is nie. En dit is so belangrik dat miskien moet jy hierdie week bietjie gaan volg wat het gebeur tot en met die kruis en so aan. En daar's sulke pragtige simboliek opgeteken in wat in die Nuwe Testament gebeur het en wat gebeur het in die Ou Testament uit Exodus 12 uit alreeds met die instelling van die Paasfees en hoe die lammetjie, ek wil net gou vir julle sê, hoe die lammetjie eenkant gesit was, 5 dae voor die 14de van die maand van Nisan is die op die 10de van die maand moes hulle 'n lammetjie vat, 'n jaar oud lammetjie sonder gebrek, moes hulle eenkant gesit het. En dan moes hulle daai lammetjie dop gehou het vir 5 dae lank. Dat hy sonder gebrek is, en as 'n gebrek aan hom gekry het, moes hulle hom omruil. Hulle kan nie 'n gebreklike ding geoffer het nie. Nou, dis glad nie moeilik om dit deur te trek na die Nuwe Testament toe nie. 5 dae voor Jesus se kruis ry hy in Jerusalem in op Palm Sondag met 'n donkie en hy word eenkant gesit deur God as die lam van God op die 10de. Kan eentjie dink? Never. Nee? Glad nie ook eentjie dink nie. Okay. Dit is so simbolies korrek dat hy word eenkant gesit op Palm Sondag as die lam van God wat Johannes heen verwys het en dit word waar voor mense se oë. Hulle herken hom as die Messias, hulle herken hom as die lam van God. Hy ry in op die donkie in Jerusalem. Hulle sê Hosanna aan die seun van Dawid. En nou word hy dopgehou. In hierdie volgende 5 dae word hy ondervra deur die Fariseërs, die Sadduseërs, die Sanhedrin, die wetgeleerdes, die hoofpriester. Almal soek 'n gebrek in hom tot Pilatus. Almal wil hom diskwalifiseer om te sterf vir ons. Selfs Satan. Selfs in Getsemane. Selfs, jy kan soveel goed bysit in hierdie week wat gebeur en op die uiteinde van die dag sterf hy op die 14de, sterf hy aan 'n kruis vir my en vir jou. En dit is die simboliek. So vandag is ons op Palm Sondag. En wat vir my uitgestaan het is, toe ek my hart stil gemaak het en daaroor gebid het en vrede gevra het, Here, ons gaan nou in hierdie heilige tyd in, of ons eintlik lankal al besig met die opbou tot die kruis, maar wat wil U met ons deel? En die gedagte, hierso is die gedagte so gebore. Jesus, hoor gou hierso julle, Jesus het oop oë. Jesus het vrywilliglik. Jesus het geweet wat vir hom voorlê. En ten spyte van die feit dat hy geweet het wat vir hom voorlê, ten spyte van die feit dat hy geweet het van hierdie 5 dae, ten spyte van die feit dat hy geweet het wat gaan gebeur aan die kruis, ten spyte van die feit dat hy geweet het wat gaan gebeur die nag voor die kruis, dat al sy disippels gaan weghardloop en niemand by hom gaan staan in sy tyd van nood nie. Ten spyte daarvan dat hy geweet het dat een van sy beste vriende gaan hom nie net verraai nie, maar 'n ander een gaan hom verloon. Ten spyte daarvan wat hy geweet het dat hy nie 40 houe gaan gegee word met een van die brutalste maniere wat hulle jou kan slaan. Daai was klaar, hy was klaar tot die dood veroordeel gewees, net deur daai 40 houe. Min mense het dit gesurvive. En nou gaan hierdie selfe Jesus, en op daai lyf, wat so geslat is, dat jy sy ingewande kan sien. Ek weet nie of jy ons die beeld al ooit gekry het, van hoe hy gelyk het nie. Dra hy, dat sy ingewande steek uit. Soos daai sweep die stukke vleis uit hom uitgepluk het. En nou sit hulle nog hierdie swaar kruis op daai lyf. Hulle sê vir hom, dra hierdie kruis. En ten spyte van dit, loop hy met daai kruis.
tot by Golgotha. Sy bene het ingegee op 'n stadium. Ek dink nie een van ons sou dit gesurvive het nie. Maar weet jy wat het vir my uitgestaan? Die feit dat hy dit vrywillig gedoen het. Die feit dat hy geweet het presies wat vir hom voorlê, en hy het nog steeds gedoen. Hy was nog steeds bereid om dit te doen. Julle, dis mind-boggling. En as jy dit in gedagte het, dan dink jy by jouself, as hy dit dan so gedoen het, dat hy so vrywilliglik deur hierdie marteling gegaan het, vir my, vir jou, vir elkeen van ons, hoe volg ek en jy hom? Volg ons hom met dieselfde passie wat hy vir my het? Dis die vraag. En toe word hierdie tema gebore. So ek wil vandag vir jou sê, ek praat nie met jou enigstens vandag uit 'n beter weterige aspek uit nie. Ek praat nie met jou uit 'n been there, done that, got the t-shirt tipe van mentaliteit van ek is perfek, so ek kan met jou praat en jy volg nie die Here reg nie en nou gaan ek jou stap met 'n sweep en julle gaan nie uitstap en joh, maar Marius het ons vandag pak slaag gegee. Nee. Marius gee jou nie vandag pak slaag nie. Marius wil jou vandag inspireer. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hoe ek wil hê jy moet gou jou hart stil maak en jy moet gaan sit en jy moet gou dink. Net by jouself, vergeet van almal om jou, vergeet van jou, as jy kan vir nou vir 'n oomblik, vergeet van jou man, jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders, jou pa, jou ma, jou wie ook al, vergeet van almal. En sit jy net gou individueel daar vir 'n sekonde of 3 en dan sê jy vir jouself, hoe volg ek Christus? Is dit voorwaardelik? Is dit onvoorwaardelik? Is dit met dieselfde passie as wat hy vir my gehad het? Repay ek hom met dieselfde passion om hom te volg as die passie wat hy gehad het vir my op Palm Sondag en die Heilige Week? As jy vanoggend hier gesit het en jy het vir jouself gesê, ek moenie jou hand opsteek of enigiets, ek wil geen reaksie hê nie. Het gaan nie oor my nie. Hierdie is 'n personal ding tussen jou en die Here. As jy nou hierso sit en jy sê, I need to change. Ek moet goed aanpas in my lewe. Join the club. Ek is die eerste ou wat sê, I need to change. Ek moet aanpas. Ek moet meer passie kry. Die enigste konstant in hierdie lewe is verandering. Daar's niks so konstant in die lewe soos verandering nie. As daar nie verandering in my en jou lewe is nie, en jy kan dit vat op watter vlak ook al, die enigste constant ding in hierdie lewe is verandering. En as ek en jy, as kinders van die Here, as ek en jy as Christene, en ek gaan Christene in aanhalingstekens sit, as ek en jy as Christene in aanhalingstekens, want ek wil juist bietjie praat, dat ons bietjie praat oor daai term, moet heeltyd, elke dag besig wees om te verander. Dis die roeping. Om nader te groei aan die beeld van Christus. Ons gebruik baie mooi woorde in teologie. Ons het woorde soos heiligmaking, vervulling met die Heilige Gees en geestelike groei en allerlei termes. En ek sê vir jou, jy kan al daai termes vat en ek het al baie keer van mense gesê, want hulle praat van baie termes en daar's baie teologiese termes en hulle praat mense die mekaar en mense vra oor, maar wat is dit en wat is dit en wat is dit? En die bottom line is, ek moet verander dat ek meer soos Jesus word.
Punt. Dis die maklikste term om te verstaan. Johannes 3:30 sê, ek moet minder word en hy moet meer word. Dis die bottom line, dan weet ek is besig om te groei. Okay, so, dit help nie ek en jy hou aan, as ek met jou wil praat oor 'n elke dag Christen, wil ek met jou praat en vir jou sê, dit help nie ek en jy hou aan, om dieselfde goed, oor en oor en oor en oor te doen in ons geestelike lewens, en ons weet dit werk nie, maar ons hou aan om dit te doen. That's stupidity. Okay, so met ander woorde, as ek met jou praat vandag, ek sê, Marius praat nie uit 'n beter weterige aspek uit nie, ek praat nie met jou omdat ek perfek is nie, ek praat met jou omdat ek bekommerd is oor myself. Hoe's daai? Hulle sê die verskil tussen 'n graf en 'n groef is 'n paar sentimeter. Dink 'n bietjie daaraan. As ek in dieselfde groef is en ek is in dieselfde groef en dan hoor ek kom uit daai groef en daai groef raak al hoe dieper en nou is dit 'n graf. Kom ek nie meer uit nie. Want ek begrawe myself met rituele. Ek begrawe myself met vorm godsdienst. Ek begrawe myself met, ek moet net Bybel lees en bid en nou en dan net vir die Here sê ek is sorry oor my sonde en wat ook al, en ons kom in hier, ek gaan gou kerk toe net om gou net te kyk dat ek nou okay is, en julle, is dit regtig wat Christus wou gehad het? I don't think so. Nie as ek gaan kyk na die woord nie. So wat is 'n Christen? En dis kom ek nou Christen in aanhalingstekens gesit het, want daar's soveel mense, en nou kan julle dink ek judge nie, ek sê net vir jou, ek gee jou feit. Okay, as jy my pak slaag wil gee my pak slaag na die tyd. Maar daar's soveel mense daar buitekant wat hulle self Christene noem, maar ons verstaan nie wat is 'n Christen nie. 'n Christen is, hoor gou die definisie van 'n Christen, dit beteken volger van Christus. Dis 'n Christen. So dis nie 'n religion nie. Christendom is nie veronderstel om 'n religion te wees nie. Dis veronderstel om 'n way of living te wees. Ons sê vir onsself op ons slogan, Ahava is meer as 'n kerk, dis 'n leefstyl, dis 'n manier om te lewe. Om in liefde, Ahava beteken liefde, om in liefde te lewe beteken ek moet 24/7, 365 liefde van Christus uitleef. Nou, dis dieselfde met Christendom. Christendom is liefde, gaan kyk maar deur die hele Bybel. En dit beteken dat ek elke dag van my lewe 365, 24/7 Christus moet volg. Nie net een keer 'n week nie, nie net as ek in die moeilikheid is nie net as alles in mekaar tuimel nie net wanneer dit my pas nie. Wat is 'n Christen? Dis 'n imitator, dis 'n nabootser van Christus. Toe ons kinders was, nou gaan ek praat met almal 50 en oor. Okay, julle kinders weet nou nie waarvan ek praat nie. Ons het nie PS4's en Xbox gehad nie. As iemand gepraat van 'n Xbox, het ek gedog dis die dingetjie wat aan eiers inkom, Xbox. Ek het nie gedog mens kry, dis 'n game nie. Okay, so ek het nog altyd gedog as iemand praat van 'n Xbox, dan sê ek, hoekom speel jy die hele tyd met 'n Xbox? Shame nie, mense het seker nie geld nie. Kinders speel met Xboxe. Nou, ja, ons het nie Xboxe gehad nie, ons het nie PS4's gehad, of 3's en Nintendo's. Ek hoop ek sê dit reg, en wat ook al nie. Ons het buite gespeel. Nee? Okay, ons het buite gespeel, ons het actually 'n lewe gehad. Okay, so, hoe dit gewerk het in die ou dae, nee? Voordat ons housebound geraak het en seatbound geraak het, kinders het buite gespeel met hulle maatjies. En as ons 5 kinders was, het my ma gesê, julle is 5, speel met mekaar. So, ons moes nog met mekaar ook gespeel het. Okay. So, maar dan, een van die lekker games was geweest, Follow the Leader. Duile Follow the Leader. Nee? Ek het dit hierdie week met Ernay gespeel, en daai kind, daad vir wêreld opgegaan. Jo, oupa, dis 'n lekker game hierdie. Ek sê, ja, jy loop voor, en dan moet oupa alles doen wat jy doen. En dan loop sy nou snaaks, en dan loop ek ook nou snaaks, dan swaai ons boude, en dan gaan staan sy so, en dan maak sy so, en dan maak ek ook so, en dan pluk ek 2 wervels uit, en dan gaan ons weer aan, en so gaan ons nou die hele tyd nou aan, jy weet, en so aan. Maar follow the leader beteken dat alles wat die persoon doen wat voorloop, moet ek ook doen. Dis 'n lekker game. Julle wolfhartjies moet 'n bietjie jol as julle krag weer afgaan. Maar in elk geval, julle is 3.
Laat papa saam speel as julle 4. Papa skud sy kop, vra maar vir mamma, sy is jonger. Maar in elk geval, wat ek vir julle wil sê is, en dis presies wat 'n Christen is. 'n Christen is iemand wat follow the leader. Okay, so, ek moet nou by my punt uitkom. Ek wil gou vir jou wys, as ek vir Jesus sou gevra het, Jesus, Here, beskryf vir my, wat is 'n Christen? 'n elke dag Christen. Dan dink ek sou hy dalk hierdie twee goed vir ons gesê. Die eerste een is Johannes 14:21 wat hy vir ons sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. So gehoorsaamheid wys liefde, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. So wanneer ek wil hê dat die Here sy woord aan my moet openbaar, sy wil aan my openbaar, vir my moet, en baie mense sê, ek weet nie wat die Here se wil is nie, hierso is die kriteria vir 'n Christen. Ek moet gehoorsaam wees, want dan sal die Vader sal my lief hê, want ek het die Vader lief, en Jesus sal my lief hê, omdat die Vader my lief het, en dan sal hy sy wil aan my openbaar. Okay, die volgende ding is, so hierdie ding, verstaan julle nou hoekom ek sê, dis nie 'n ritueel nie, dis 'n leefstyl. Okay, so die volgende ene, vra vir Jesus, Jesus, wat is 'n Christen? Dan sal hy sê, wie agter my wil aankom, moet homself verloon, en sy kruis opneem, en my volg. Julle, hierdie is 'n baie, baie diep ding. En jy kan baie lank dink aan dit. En jy moet baie lank redeneer oor dit. En jy moet baie mooi en diep dink oor wat beteken dit om myself te verloon. Julle al van gehoor van die beweging I'm second. Kyk, dit is die teorie daarvan. Ek sê nie dis verkeerd nie, dis baie great wat die ouens doen om te sê I'm second, just live it. Moet dit net 'n bumper sticker maak nie, doen dit. Okay, daar's 'n groot verskil tussen 'n bumper sticker en om dit te leef. Okay. Ek moet myself verloon, 'n kruis opneem, met ander woorde, ek moet opneem dit wat oor my pad kom, ek moet self die kruis dra, dis hoekom die image van die ou wat die kruis dra, nie Jesus wat die kruis dra nie. Hy het sy kruis gedra. En ek moet Jesus volg, sy imitator wees, sy nabootser wees, agter hom aanloop. So dit is belangrik vir my dat ons hierdie, so wanneer 'n mens, ek wil jou vat na Romeine toe gou, want ek wil iets vir jou gou lees. So ek wil jou vat na Romeine toe, maar net om vir jou te sê, laat jy verstaan wat in Romeine aangaan, want as jy die konteks van en die agtergrond van Romeine verstaan in die breë trek, gaan jy verstaan hoekom ek is waar ek is met Romeine 12. Romeine 1 tot 11 is Paulus besig om die mense in Rome, in die Italianers, te onderrig. So vir 11 hoofstukke gee hy vir hulle die teorie. En in hoofstuk 12 gaan hy oor van teorie, dit wat ek nou in julle ek wil amper sê, dit wat ek vir julle in teorie gegee het, dit wat ek vir julle gepreek het, now you must put it to practice. En nou begin hy in Romeine 12. En ek gaan gou vir jou drie vertalings lees van die eerste 2 verse. Die eerste een is die 1953 vertaling, die bekendste ene vir my. Dis die era waar ek gekom het, dit was maar die Bybel wat ek vir die meeste van my lewe gebruik het, en wat ek tot vandag toe gebruik. Romeine 12 vers 1 en 2 in die 53 vertaling sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God. En nou, onthou nou net, ons praat oor elke dag Christen. En hier is Paulus se onderrigting aan die Romeine, hoe ek dit gaan regkry. So this is the how. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Okay. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis die 53 vertaling. Hou hom in gedagte, as jy vir my sê, Marius, joh, dis moeilike Afrikaans hierso, kom ek gee vir jou en maak bietjie makliker Afrikaans. En ek sê vir jou, hy sê, en nou dan. En nou doen ek 'n beroep. Daai eerste woord in die oorspronklike taal gaan ek nou oor praat, dis therefore of daarom. Beteken dit, maar gaan nou vir jou die dieper betekenis gee. Dis baie interessant, hoekom hy hom so begin. Die 83 vertaling begin hom, en nou doen ek 'n beroep op julle. Hoekom sê hy en nou?
Want die eerste 11 hoofstukke het ek vir jou die teorie gegee. Nou kom ek hoofstuk 12 en gee vir die praktyk. Hy sê, as jy weet wat jy nou weet, wat Christus gedoen het en wat dit beteken, nou moet jy, en nou doen ek 'n beroep op jou, met die kennis wat jy het, op grond van die ontferming van God, gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Nie vir jouself nie, vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Bietjie makliker Afrikaans, né? Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, julle denke te vernuwe, baie belangrik. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Julle hier sê, julle resep hier binnekant opgeteken. En ons moet net daai resep volg. En dit gaan nie stop by die eerste 2 verse nie, dit gaan aan. Ek het ongelukkig nie tyd om die hele Romeine 12 vir jou uit te lê nie, maar ek sal op 'n stadium miskien 'n reeks daaroor Romeine 12 doen. Ek dink dit is 'n verskriklike kragtige hoofstuk in die Bybel. Maar ek wil hê ons moet net vandag konsentreer op 'n paar goeters. Met die oog op Palmsondag en wat as 'n elke dag Christen. Kan ek vir jou die beste vertaling van Romeine 12 lees, wat ek nog ooit in my lewe gelees het, en jy kan nou smile, want almal weet, die mense wat my ken, weet waarheen ek nou gaan. Ek gaan na Eugene Peterson se Romeine 12, 1 en 2 in die Message vertaling. Dis 'n parafrase vertaling, dit is nie 'n woord vir woord vertaling nie, dit is 'n begripsvertaling, ek wil hê jy moet dit weet. Anders as die 53 vertaling is hierdie 'n begripsvertaling, maar ek dink Eugene Peterson het die begrip van Romeine 12, 1 en 2 spot on raakgevat. En ek lees dit vir jou in my beste Vrystaatse Engels. Hoor gou wat sê Eugene. Eugene skryf dit so, hy sê, so here is what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering, embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Dis vers 1. Ek dink jy moet hom op meer as een keer lees. Want as ek hom nou nog in Afrikaans hier, in Engels hier vir jou lees, en jy hoor hom nou, dan ek dink jy moet probeer om hom nog 'n keer en nog 'n keer en nog 'n keer dalk te gaan lees. Ek wil gou hê ons moet by vers 2, amper sê ek vraag 2, vers 2 uitkom. Okay, so, hy sê, vat jou gewone lewe, jou werk toe gaan, eating, sleeping, going to work, walking around life, en sit dit voor God as 'n offering, en hou vas aan dit wat God vir jou beplan, want dit is die beste wat jy kan doen vir hom, né? Nou hoor gou vers 2. Hy sê, don't become so well adjusted to your culture, jou agtergrond, jou kultuur, that you fix it, you fit into it, fit into your culture without even thinking. Want dis wat ons baie keer doen met ons godsdiens. Ons doen goed sonder om te dink. Hy sê, instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, moenie gelykvormig word aan die wêreld nie, always dragging you down to its level of immaturity. Want dis wat die wêreld met ons doen. Hy sê dan gaan hy aan, hy sê, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Julle, as jy dit lees, dan ek sien die oplossing hierso in Romeine 12 vers 1 en 2. So, in die oorspronklike taal, begin Romeine 12, 1 en 2, of Romeine 12 vers 1, begin met 'n woord, parakaleo. Parakaleo is bestaande uit 2 woorde. Para, beteken langsaan. Kaleo is die woord vir praat of roep. Okay, so, nadat hy die Romeine ge-educate het vir 11 hoofstukke, kom hy en hy sê, ek roep julle nou langs aan my, om saam met my te loop, dat ons hierdie ding prakties nou maak. Mooi, né?
Parakaleo beteken om iemand langs aan jou te roep. So met ander woorde, hierdie ding is vir my dubbelkante toe. Nommer 1 is, ek moet God langs aan my roep, dat ek hom kan volg soos wat ek hom moet volg, want dis wat hy vir my gedoen het op Palm Sondag. Ek kan saam met hom stap, sodat ek meer saam met hom 'n pad stap, dat ek meer effektief met hom 'n pad stap, maar omdat God ons ken, weet hy ook, ons moet mekaar roep tot medeverantwoordelikheid. Ek preek hier vandag vir jou, ek sê dit weer eens, ek preek hier vandag vir jou omdat ek dink ek weet beter of ek is beter, en ek preek met eintlik vir jou om jou langs aan my te roep. Want ek het nodig om saam met jou te loop. Ons moet mekaar accountable hou. Dat ons nader aan die Here beweeg as 'n groep. Dis tog die doel van 'n geloofsgemeenskap, is tog om geestelik te groei, is dit nie? Anders dan mis ons die punt. Okay, so, ek gaan vinnig vir jou 3 goedjies noem, wat ek wil hê wat jy moet op aandag gee. En die eerste ene is, wanneer ek elke dag Christen wil wees, en nie 'n ritueel Christen, en nie wanneer dit my pas Christen nie 'n Sondag Christen, wat net elke Sondag opkom soos 'n duikboot, en kapoenk, en as dit Sondag, en dan kom kyk ek wat hier aangaan by die kerk, en dan kapoenk, maandag is ek weer onder die water, en dan doen ek wat die wêreld wil ek moet doen, en ek vergeet van Christus, en Sondagoggend, o ja, dis Sondag, kapoenk, dan check ek weer uit nie. Dis nie wat die Here wil hê wat ons moet doen nie. Okay, so, wanneer ek as kind van God 'n verskil wil maak in my eie lewe. Nee, om in ander mense se lewens 'n verskil te maak is great, maar kom ons begin by onsself vanoggend. So kom ek gesê, dink gou aan jouself. Offer elke dag op. Dis Bybels, Romeine 12 vers 1 en 2 sê, ek moet aan God 'n welgevallige offer wees. Wat is 'n offer? 'n Offer is dit wat Christus gedoen het. Oop oë. Dit is wat Christus gedoen het. Hy het intentioneel homself gaan offer. Hy's die eerste, luister gou hierso, hy's die eerste lewende offer in die geskiedenis. Dink aan al die offers van die Ou Testament. Was hulle lewendig of dood? Dood. Iemand het hulle geoffer namens. Hulle vat 'n lammetjie, sny sy keel af, en die lammetjie sterf vir my in my plek, maar hy's dood. Hy het geen keuse nie, hy word doodgemaak vir my, en hy word op 'n offer gesit. Christus kom breek dit, en Christus word die eerste en enigste vrywillige, intentionele, lewende offer vir my. En hy het 'n keuse. Hy het 'n keuse gehad, wil hy of wil hy nie? Hy wou. So let's repay him. Hoe volgekom? Palm Sondag sê vir my, hy het op hy donkie ingery en hy het presies geweet wat vir hom voorlê vir die volgende 5 dae. En hy's 'n intentionele, lewende offer. Romeine 12, 1 en 2, ons het dit nou al gelees. Jy kan hom, daar is die NIV vertaling as jy hom vinnig wil afneem, maar dit is net 'n ander maklike Engels wat hy ingeskryf is, maar die groot ding wat ek aan jou wil tuisbring is, jy moet 'n lewende offer wees. Jy moet jouself vrywilliglik gee. Dis presies wat Jesus gedoen het. En hy koop ons los deur hierdie offer. Palm Sondag het soveel betekenis. As jy dit nie sien as net Hosanna aan die seun van Dawid nie, maar as jy dit sien as Jesus is op pad om homself vir my vrywilliglik, intentioneel op te offer as 'n lewende, eerste lewende offer in die geskiedenis. As dit is wat hy vir my gedoen het. Wow, julle. Vroeër in Romeine, toe hy nou besig is nog by die education, kan ek sê, hy sê vir ons, want die sonde sal oor julle nie heers nie, dit is profeties, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Daar is nie die wet, die Moses se wet nie, daar is die wet van sonde. Hy het die wet van sonde gebreek. Wat is die wet van sonde? Die wet van sonde is, dat ons almal moet sterf, en dat ons verdien nie genade nie, dis die wet van sonde. Maar die wet van genade sê, Jesus het my losgekoop, intentioneel. Nou sê hy, wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie.
So al die mense wat vir jou sê, nee, maar ek is nou nie meer onder die wet nie, ek is onder die genade, so ek kan sondig hoe ek wil, hy's nie 'n intentionele elke dag Christen nie. Hy's 'n geleentheidschristen. Hy soek 'n rede om sonde te doen. Hy draai die skrif nek om, dis nie wat daar staan nie. Galasiërs 2:20. Dis ook Paulus, hy skryf vir die Galasiërs, hoor gou wat sê hy. Hy sê, met die oog op die lewende offer, hy sê, ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof en in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Intentioneel, bewustelik oorgegee het. Elke dag Christen is iemand wat elke dag homself ook offer, soos Christus hom vir ons geoffer het. Ek kan my nie self net offer aan Christus wanneer dit my pas nie. Ek kan nie net as ek in die moeilikheid is nie. Ek kan nie net met voorwaarde nie. Ek moet myself offer elke dag, want Christus het homself intentioneel vir my geoffer. Die tweede ding wat ek moet doen, en daar's net 3 van hulle, is jy moet niet dink. Romeine 12:1 en 2 sê, dat jy jou denke moet vernuwe. Jy sien die ding is, ek dink die plek waar ons die meeste pak slaag kry, ek, Marius, nie jy nie, ek. Die plek waar ek die meeste die battle verloor, is in my kop. En die vyand weet presies, hy ken ons, hy weet al van Genesis af, hoe mense kop werk. Dink nie gou-gou, vat gou-gou, al die jare wat Satan al mense verlei, van die skepping af. Okay? Dis hoeveel ondervinding hy het. Duisende jare se ondervinding, trek gou jou ouderdom af. Sien jy hoeveel meer ondervinding het hy as jy? Is oor die 6000 jaar wat hy al mense verlei, né? 6000 minus 50. Okay, dis 'n maklike som. Okay, die ander wat nou nie assosieer nie, 6000 minus 20. En maak jy nog meer vulnerable. Ek moet elke dag niet dink. Wanneer ek op 'n reg eet gaan, of 'n dieet, of wat jy dit ook wil noem, die eerste keer dat jy kroek, né, dan sê jy, ag nee, wat, hierdie werk nie vir my nie. Ek het nou klaar my peanut butter en brood, stroopbroodjie geëet, so vanmiddag eet op 'n maandag, so ek sal volgende maandag weer begin. Nee, ja, wie kan daarmee assosieer? Okay, wag net so 'n bietjie, ek moet net my ander hand los kry. Dat ek al 2 hande kan opsteek. Nee? As jy mos ou maandagoggend begin met 'n diet en maandagmiddag eet jy klaar jou peanut butter en stroopbroodjie, dan sê jy, ag ek sal volgende maandag maar weer begin reg eet. Hey, julle mag nie mekaar point hierso nie. Maar werk dit nie baie keer so in ons geestelike lewens ook nie? Ek begin met hierdie intentionele besluit in my kop dat ek Christus gaan dien en Christus gaan volg met my hele hart, en die eerste keer wanneer daar moeilikheid kom dan, of daar kom iets dan sê ek, ag, werkie. Maar hier is die antwoord, jy moet elke dag niet begin. God se genade is elke dag, elke oomblik vir jou daar. Dink niet, dink met jou gees, dink soos Jesus. Dink teenoorgestelde van die wêreld. Dis wat Romeine 12 vir ons sê. Ons moet die teenoorgestelde, jy moet jou denke vernuwe. Dan kan ek onderskei. Ek kan nie gelykvormig raak nie, ek moet anderster dink. Nou, ek wil gou vir jou 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 gou net wys, sommer in die NIV het ek hom opgesit. Hy sê, for though we live in the world, alhoewel ons in hierdie wêreld lewe, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. So as ek daai denkwyse het, van die power wat ek het in Christus, kan die strongholds van die vyand, kan dit demolish, tot niet maak. Dis 'n ander manier van denkwyse oor my geestelike lewe. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Dis 'n mooi vertaling hierdie, van 2 Korintiërs 10. Ek kan hom vir jou vinnig net gou daar in die 83 vertaling ook opsit, dan kan jy hom gou lees, of afneem, of wat ook al.
Maar dit is so belangrik, Here, as ons dan in die spieël van die wêreld kyk. Onthou, 'n spieël lieg nie. Het jy al 'n spieël gekry wat lieg? Ek weet nie, ek staan voor die spieël in die oggend en ek het nou lekker geslaap het en my hare staan so, tot my baard is die mekaar geslaap. Nee, en ek kyk vir myself so, dan sê ek vir myself, jy's 'n lelike. Jy's 'n lelike Piet, jy. Nee? Maar na 'n shower, en 'n harekam, en 'n tandeborsel, dan voel ek al bietjie beter. Ek het nog steeds dieselfde gesig hier, maar ek voel dan bietjie beter. My spieël lieg nie vir my nie. En jou spieël om jou denkwyse te verander is nie ander mense se opinie nie. Jou spieël is Christus. Here, verander U my denke. Ek dink is belangrik dat 'n ou sien, denke verander hoe jy kyk, jou visie. As jy kan regkry om jou denke te verander dit hoe jy 'n uitkyk het. Dis hoe kragtig jou denke is, en dis presies wat die sielvyand weet. As hy my denke kan captive, en hy kan my denke vat dat ek voel ek is nie goed genoeg nie, ek sal nooit goed genoeg wees nie, my verlede is te dit, of ek kan nie dit nie, of wat ook al, dan het hy my. Maar as ek my denke verander dit my visie, of my uitkyk, en dit verander my houding, hoe ek optree. Dit verander my besluite wat ek neem. My besluite gaan oor 'n optrede wat verander. En dan gaan die cycle maar net weer aan. Want nou kry ek weer 'n aanval en moet ek weer my denke verander. Dit hou nooit op nie. So dis die krag van denke. En dis presies wat die sielvyand weet. Ek moet elke dag transformasie hê in my denke. Dink nie, laaste puntjie wat ek met jou wil deel, is as ek dit kan regkry, gaan ek nuut leef. Dan leef ek nie meer as iemand wat, ek wil amper sê, net nou en dan die Here volg nie. Dan volg ek hom, Palm Sondag ek volg hom intentioneel, ek volg hom bewustelik, ek volg hom omdat ek voel, my denke sê vir my, ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus. En nou moet eintlik die res van Romeine 12 inkom, en ek wil jy moet doen jouself 'n guns, en gaan lees Romeine 12 na vers 1, gaan lees hom aan, en ek sal regtig daarna toe terugkom. Maar as jy Romeine 12 net vers 3 tot 8 lees, gaan jy agterkom, daar's nou oplossings wat vir jou gegee word. En ek wil dit vir jou saamvat. Ek wil dit graag vir jou saamvat. As jy gaan kyk na vers 3, dan sê vers 3 vir jou, jy het 'n rol om te speel, en jy moet jou rol aanvaar. OK. Jy moet intentioneel jou rol aanvaar in hoe jy Christus volg. Vers 4 en 5 leer vir ons die volgende. Hy leer vir ons dat ons is deel van 'n liggaam. En dis jou safety net. Dit is jou accountability wat inkom. Want jy sien, as ek alleen geloop het op hierdie pad saam met Christus, en dit was net ek, dan sou ek baie maklik spoed verloor en motivation verloor en allerlei dinge. Maar wanneer ek weet, en wanneer jy weet en ek weet, ons het mekaar en ons is net deel van 'n liggaam, dan voel ek daar's ondersteuning. Is dit nie so nie? So vers 4 en 5 kom en hy sê vir my, as ek wil Christus volg, elke dag van my lewe, moet ek besef dat ek is, om te kan funksioneer, moet ek myself nie as 'n individu sien nie, maar as deel van 'n liggaam, om beter te kan funksioneer. En dan vers 6 tot 8 sê vir my, in daai liggaam is daar verskillende gawes, wat elkeen het, wat verskillend is by elke mens, en dis hoekom ons mekaar nodig het. En wanneer ek my gawes gebruik om elke dag Christus te volg, en ek gebruik die gawes wat die Gees vir my gegee het, is dit tot voordeel van wie? Tot voordeel van die liggaam. Nie tot my voordeel nie. Tot voordeel van die liggaam. Julle, en as jy dit begin besef, kom jy agter, ek as kind van die Here kan nie alleenig staan nie. As ek alleenig staan, gaan ek val.
Maar as ek 'n community het wat saam met my staan, en dis hoekom ek nie verstaan hoe mense kan sê baie keer, ag nee, wat ek kan op my eie wees. Ek is okay. Ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Ek hoef nie in 'n omgee-groep te wees nie. Ek hoef nie ondersteuning te hê nie. Ek is geestelik sterk genoeg om op myself aan te gaan. Ek is okay. Dit grens so vir my so bietjie aan hoogmoed. Ek is vandag die eerste een wat vir jou gaan sê, ek het jou nodig. Ek het elkeen van julle nodig. Ek het 'n rol wat ek moet aanvaar. Ek is deel van 'n liggaam, die eklesia van God, maar ek is ook deel van hierdie liggaam in die kleine. En ek wil graag deel wees van 'n liggaam waar ek ondersteuning kry en gebed kry en saam kan nagmaal hou en saam voorgebid word en saam hande opgelê kan word en saam kan met mekaar praise and worship, saam met mekaar kan bid, saam met mekaar kan ondersteuning kry. En wanneer ek afvoel, wil ek graag na jou toe kan kom met vrymoedigheid vir jou te sê, ek het nie 'n lekker week nie. Wil jy nie asseblief saam met my staan nie? Wil jy nie asseblief saam met my bid nie? Dis 'n geloofsgemeenskap. Dit sit my in 'n liggaam dat ek beter kan funksioneer. En elkeen van ons se gawes is nie tot ons voordeel nie, maar tot voordeel van hierdie liggaam. So, en as ek nie my gawes bring nie, so wat Romeine 12 vers 3 tot 8 vir my leer is, leef intentioneel anders elke dag. Okay. Ek dink as ou net daai 3 goedjies eers gesnap het, kan ou later na ander goeders gaan kyk. So, hoe lyk dit nou? Nie net as 'n ou hierdie beeld in jou kop het van ek volg Jesus as 'n individu nie, maar hoe gaan dit elke dag lyk van my lewe? Want dis tog wat Romeine 12 aanspreek. Ek is nie alleenig op hierdie pad nie. Daar's heeltyd goed om my wat my aandag aftrek. Wie van julle, behalwe nou die skoolkinders, ons almal moet môreoggend weer gaan werk. Ons almal het 'n lewe. Ons almal moet uit finansiële worries. Ons almal het werksworries. Ons almal het een of ander goeders wat my aandag aftrek, social media en allerlei dinge en so aan. Hoe volg ek dan nou Christus as moderne Christen? Ek dink op dieselfde prinsip. Neem jou kruis op, speel jou rol, wees deel van 'n community, gebruik dit wat jy kan verbruik, dink elke dag nuut, leef elke dag nuut. Verander jou denke, verander jou menswees, offer elke dag op. Ek dink as ons nie begin by die eerste punt van ek moet van God 'n welgevallige offer wees nie, dan gaan ons die hele punt mis. Ek moet intentioneel anders wees, anders lyk. Selfs in Suid-Afrika. Hoe gaan ek 'n verskil maak in die omgewing wat ek leef? Hoe gaan ek intentioneel anders lewe in die land wat wat God my geplaas het? Met al die dinge wat aangaan. Hoe? God soek nie perfekte mense nie. God soek gewillige mense. Wat sê, Here, ek is bereid om myself op te offer as 'n lewende offer. Ek wil terugkom na die begin toe weer. Jesus het intentioneel op hy donkie geklim en in Jerusalem ingery met 'n doelbewuste voorwete wat met hom sou gebeur die heilige week. Dit is 'n smart week gewees vir hom. Hy het alles verloor in daai week. Maar dit gedoen ten spyte van. Hy het my in gedagte gehad. Hy het jou in gedagte gehad. Ouens, ons kan hom nie beter repay as te sê, Here, ek gaan intentioneel myself aan U offer nie. Ek wil vir jou gebed doen. Ek wil jy moet net so sit, maak jou oë toe. En as jy kan assosieer met hierdie gebed terwyl ek kom bid. Ek gaan nie opkyk nie. Dit gaan nie nou oor my nie. Dit gaan nie oor enige iets oor my nie. Ek gaan afkyk, maar ek wil vir jou gebed doen. Maar ek wil jou vra net om as 'n teken vir die Here. Om te sê, Here, ek neem vandag 'n besluit om U intentioneel
te volg, om my lewe aan te pas, om te verander dat ek beweeg van 'n geleentheidschristen na 'n voltydse volger van Christus toe. Terwyl ek vir jou bid, kan jy net jou hand opsteek en vir die Here sê, Here, sien my raak en jy kan hom dadelik weer sak. Net as 'n intentionele aksie is 'n goeie begin om te begin. Kom ons, die res van ons maak ons oë almal toe, of almal van ons maak ons oë toe en ons bid en ons sê, Vader, baie dankie dat ons as gemeente vanoggend na U toe kan kom. Here, ek het vanoggend besef dat ek volg U soms nie soos ek moet nie. Ek volg U partykeer, Here, op voorwaarde. Ek volg U partykeer nie intentioneel nie. Ek volg U partykeer op my eie voorwaardes en hoe dit my pas. En ek het van die evangelie gemaak, Here, dit wat ek dink, in plaas van dit wat U dink. Ek wil vandag na U toe kom, Here, en ek wil myself gee as 'n volkome, volmaakte, aan God welgevallige offer. Want dis die begin van my relationship met U. Here, gee my genade om nie 'n nou en dan volger van U te wees nie, maar dat ek soos U vrywilliglik myself sal gee as 'n lewende en aan God welgevallige offer, en dat U daardeur verhoog en verheerlik sal word. Gee my die genade, Here, om te staan teen die vyand se aanslag, nie sy leuns te glo nie, maar absoluut net op U te vertrou. Dankie dat U ons lewende offer is. Ons aanbid U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van sy Gees in elkeen van ons. Amen.